mens kan net abide. Dis wonderlik wat die Here doen. Is 'n lang naweek en is lekker om soveel mense te sien. Ons weet daar's heelwat wat lang naweek hou, wat ontspan. Die kinders wat 'n extra vakansie gekry het vir die week wat kom. Dis wonderlik. Julle kan solank julle Bybels oopmaak by Handelinge 9. You can open your Bibles at Acts 9. Ek gaan net toe daarvan af lees. En vir my, vanoggend is dit vir my wonderlik dit wat die Here kom doen. Deur woord en aksie. Maar daar is 'n deel wat ons moes doen en dit is to abide. Not to just go on with the program, but to abide, to wait on Him. En wat 'n wonderlike voorreg vir ons as kinders van God om vanoggend by mekaar te kom. Jy's geseënd om hier te wees vanoggend. Dis 'n voorreg om hier te wees. Daar is soveel mense wat nie die geleenthede het nie. Wat nie hierdie geleentheid het nie. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat U met ons sal wees vanoggend. Here, soos ons tyd in die woord spandeer, en Vader, U het alreeds vir ons vooruitgegaan, om dit wat die woord is, en die woord wat vanoggend uitgekom het, saam met die lofprysing, aanbidding en danksegging, Here, het U alreeds die grond voorberei vir U woord. En Vader, ek bid dat U woord lewend sal maak in ons gees, dat dit wat U in my hart geplaas het, in my gees geplaas het, dat ek het reg sal oordra vanoggend, en ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, wie van julle kyk baie keer terug op jou lewe? Wie doen dit? Wie kyk terug op jou lewe? En jy kyk na die verlede, maar jy kyk ook waar jy nou is, so jy heel wat hande. Ek dink ons almal doen hy introspeksie van tyd tot tyd, waar ons terugkyk op ons lewe, en dan kyk ons, waar is ons nou? En baie keer, dan is daar vrae wat ons vir onsself vra. Vrae wat in ons gees opkom, in dit wat ons in ons lewe gedoen het. En ons mag ook sekere vrae hê, en gedagtes hê van, hoe het ek as sondige mens gekom waar ek is vandag? Hoe het ek as sondige mens gekom waar ek is vandag? Of hoe het ek op hierdie plek gekom met al my tekortkominge? Want ek kan dit nie uit my eie uit vermag het nie. En dit maak nie saak wat ons vrae is nie, dit maak ook nie saak wat die antwoorde is, of waar ons vandag bevind nie. Maar ek kan met alle eerlikheid sê, ek staan in verwondering met wat die Here in my lewe gedoen het, en wat hy in van julle se lewens gedoen het, en nog steeds doen. Ek staan regtig in verwondering. As ek terugkyk op my lewe, dat is maar daai Engelse spreekwoord, I'll throw myself under the bus. As ek terugkyk op my lewe waar ek was, kan ek nie dink waar ek vandag is nie. En ek kan met alle eerlikheid sê, dit is nie as gevolg van myself nie. As jy nou van my skoolvriende gaan kry, mag dit nie so wees nie. Maar as jy nou van my skoolvriende gaan kry, hulle gaan nie glo waar ek vandag is, as waar ek was toe ek op skool in die koshuis was nie. Ons het beklei. Ons was nie die deel van die soet span gewees nie. Ek onthou die een dag, en ek gaan nou 'n bietjie uit my lewe uitpraat, kom ek so in die gang in die koshuis afgestap, en ek hoor haar se geraas daar in een kamer. En ek sien net een ou vlieg daar by die kamerdeur uit, in die gang. En ek sien, maar dis een van my vriende. Nou wat maak jy dan? Draai jy om en jy gaan maar na jou kamer toe? Ja, ek het na my kamer toe gegaan, toe haal ek 'n ketting. En toe draai ek om my arms, om my hand. Toe dink ek, vandag gaan iemand pak kry. Dit is waar ek was in my lewe. Want daai dag het ons mekaar goed pak gegee. Hulle met wat hulle het en ons met wat ons het. Maar op die einde van die dag kon ons ook weer vriende wees. Baie keer kom ek by die huis na 'n week in die koshuis, dan sal my ma sê, wat gaan daar aan? Wat het daar? Sê ek, nee wat, ek het in 'n roosboom geval. Dit was deel van waar ek was. En waar ek vandag is, hoekom sê ek dit vir jou? Want baie keer het ons 'n prentjie van iemand. Ag, jou lewe was maar
maklik. It was, soos die Engelse woord sê, it was smooth sailing. Maar soms het jy ook maar gaan draai waar jy nie moes gedraai het nie. Soms het jy ook gevegte geveg wat nie joune moes gewees het nie. Waar jy eintlik maar net die ander pad moes kyk. So, in dit alles besef ek, dit wat die Here in my lewe kom doen het. En wat het hy kom doen? Daar was 'n oomblik, wie julle vanoggend toe ek daar, voordat die intercessors kom bid het, en die sel aan diens, en die aanbiddingsspan, toe sit ek daar, met die oog op die boodskap vanoggend, en ek sê, Here, waar was daai oomblik? Daai oomblik was nie in die skool nie. Daai oomblik was nie in die weermag nie. Daai oomblik was na alles. Ja, ek was, terwyl ek in die weermag was, nogal interessant, toe neem ek die Here aan. As gevolg van my vrou. Toe was sy nog my meisie. Maar as gevolg van haar. Na dit was ek eendag by 'n diens, en dit het vanoggend duidelik, toe ek daar sit en bid, kom dit na vore, waar 'n persoon gesê het, hulle wil bid vir mense, vir sekere areas in hulle lewe en so aan, en ek dink by myself, ek gaan vandag vorentoe. En ek onthou, dit was in 'n skoolsaal, en jy moes hier teen die kant en die trappe opgaan, en jy is bo. Nou, almal sien jou. So, van ons het opgestap, gaan staan jy nou maar, en jy gaan staan vir gebed. En die volgende oomblik, raak die Heilige Gees my aan. En ek lê op die grond, en van daai dag af, het my lewe verander. Van daai dag af, het my lewe geander. In dit, het ek gehoor dat die Here my roep. Op daai stadium het ek geboer. Ek hoor, hy roep my, vir die bediening, om vir hom te werk. Ek het 'n teenwoordigheid van sy Heilige Gees, wat ek nie kon beskryf nie, tot vandag toe nie. 'n liefde, 'n oorvloed. Ek het gehuil, soos 'n kleintjie nie kan huil nie. Maar in dit, het die Here my kom aanraak. Nou, hoekom sê ek dit vir jou? Want ek wil hê ons moet vandag na 'n man kyk, 'n man se lewe kyk. En as ek na sy geskiedenis lees, besef ek, ja, kan die Here jou aangeraak het. En baie keer voel ons dat, kan die Here my aanraak, kan hy my gebruik? En hy gebruik eintlik, kom ek agter die wat ek gedink het nie moontlik is om te gebruik nie. He used those that I thought it's not possible to use those people. I believe we can learn from the life of a man whose life wasn't pleasing to God. Out of Scripture. But someone who went through a radical change in his life. Who can think of someone in Scripture? Paul. That's the one. Saul, that became Paul. If you look at his life, ons gaan nou 'n bietjie kyk na Saulus se lewe. He was greatly feared by men of his time. He was feared by men of his time. He was zealous. For who? In that time, he was feared by men, but he was zealous for God. A man the Pharisees used for religious and political purposes. They used him for that. And we read in Acts 7 that he was present when Stephen was stoned. So he was present when someone was killed. He witnessed it. He saw it. He was there. But then, the other witnesses that was with him there, who was seeing what was happening, the stoning of Stephen, went and laid their clothes at Saul's feet. So hy was nie net hy was 'n bekende man. Hy was 'n gesiene man, maar iemand wat hulle gevrees het. En hulle kom lê die klere voor Steven se klere kom lê hulle voor
voete neer. He was one of the key men who persecuted the followers of Jesus. Can someone like this be touched by God? We know scripture, yes, we know what happened and we're going there now. But if I look at someone, ek het al baie keer in my lewe na mense gekyk en gedink, daar's nie 'n manier nie. Is dit ooit moontlik? So ek oordeel die persoon, ek oordeel en ek sê, is dit ooit moontlik? Ek dink jy kan gered word nie. So I judge. If I look at this guy's life, then I see God is amazing. What did Saul, because at that time his name was Saul, what did he do further on? He made havoc of the church by going into every house, dragging out men and women and putting them in prison. Acts 9 verse 1 and 2. Let's read. Let's see what the scripture says. What he did. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were off the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So he was feared for what he was doing. Now Saul's name means the desired one. That's the meaning of his name. And on the road of Damascus, and that means business and the blood cup. Interesting. On this road. So sy lewe getuig nie van 'n man of 'n mens wat 'n mens 'n persoon wat 'n mens eintlik weer tyd wil spandeer nie. Iemand wat jy kan dink dat hy gered kan word nie. Veral nie teenoor Jesus se disippels en gelowiges van daai tyd nie. En wanneer 'n mens na Saulus se lewe kyk, dan wonder jy of hierdie man ooit sou kon verander. Kom ek vra gou vir jou so. Let me ask this in English. Is there anyone in your life that you think it will be difficult if he changed? Yeah, let's be honest with one another. But we keep on praying. We keep on trusting. That's important. So hy het die mense gehaat wat met die kerk en gelowiges iets te doen gehad het. En dan lees ons verder wat op hierdie pad van Damaskus gebeur het in Handelinge 9 vers 3. Ons lees verder wat hier gebeur. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. So hy hy's op pad Damaskus toe en ewe skielik, poep, is daar 'n lig. En die Engels en die Afrikaans sê, soos julle kan sien, die lig het hom omvou. It was around him. En baie keer in ons lewens verblind die duisternis van sonde ons. Dit maak ons blind vir die realiteit, vir die werklikheid. En dan doen ons dinge doelloos as gevolg van die duisternis in ons lewe, van dit wat ons nie kan sien nie, dit wat ons nie hoor nie, die leemtes in ons hart. Dan doen ons doelloos dinge. En hier soos Saulus stap, omvou 'n lig hom. A light appeared, and it was not caused by the radiance of the sun or the moon. It wasn't the radiance of the sun or moon. It was the light of revelation. The light of revelation. And in that light was purpose for him and fulfillment. In that light, purpose and fulfillment. Om te sien beteken om kennis te hê oor iemand of iets. To see means to have knowledge of someone or something. Father, I want to see. Open my eyes to see. Lord, I need knowledge in this situation.
Help me to understand, help me to see. En tot en met hierdie oomblik, glo ek het Saulus kennis gehad van die mense se weë en godsdienstige leerstellings. Hy het dit baie goed geken. Baie goed. Maar toe die Here met hom praat, bevind hy hom in die teenwoordigheid van goddelike openbaring. Toe daai lig van God hom omvou, dus hy in die teenwoordigheid van 'n goddelike openbaring wat hy nooit voorheen geken het nie. Hy het dit nooit voorheen geken nie. En dan lees ons in Handelinge 9 dat die Here met Saulus praat. Hy praat met hom. Handelinge 9 vers 4 en 5. En hy val op die grond, toe hierdie lig skyn, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. I'm going to read it in English also. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. What is interesting in the scripture, Jesus is speaking to him, why are you persecuting me? But then he asked, and he said, who are you, Lord? He knew who it was, because that's his question. Who are you, Lord? The presence of God was there. And in this encounter with Jesus, Saul became blind for 3 days. A blindness came upon him. And this knowledge immediately revealed to him his blindness. It revealed to him his need of vision, to see, to have knowledge. This is why he was blinded in his conversion. Why? Because his whole being was transformed. His whole being was transformed. And this blindness wasn't blindness of darkness, but the blindness of a spiritual light. So dis nie dat jy 'n lig afgesit het en dit is nou donker nie. Dis van 'n lig, 'n goddelike lig wat geskyn het. And in this, God changed his name from Saul, the desired one, to Paul, the little one. Paul, the small one. And that's what God does in our lives. We can think we are the person of the moment. I could have thought when I was in hostel and we were doing what we did, fighting with one another, I was one of the big guys. But meantime, I was so lost. Meantime, I was so small. All Paul's aims and goals changed as God spoke to him. Everything changed as God spoke to him. And in that speaking to him, God conformed him, changed him to a new man. Here kom en hy vorm hom, hy verander hom tot 'n nuwe mens. Tot 'n nuwe mens. True vision is the ability to look beyond the present circumstances, beyond the emotional upheavals, beyond the attacks of Satan. Ware visie is die vermoë om verby die huidige omstandighede te kyk, verby die emosionele omwentelinge, verby die aanvalle van Satan. Kyk oor dit, kyk verby dit. Die Here het vir my dit en dit en dit gesê. Hy het dit vir jou gesê vir jou beroep waarin jy is. Hy het dit vir jou gesê
Irene, wat weer op pad is die week sendingveld toe. Hy het gesê, dit is wat jy moet doen, dit is wat jy moet doen. Hy het vir jou as besigheidsman gesê, dis wat jy moet doen. Hy het vir jou as onderwyser of onderwyseres geroep om dit te doen. So roep hy ons elkeen en so plaas hy ons elkeen in sekere situasies. Maar as ons baie keer in die omstandighede gaan vaskyk waarin ons is, en ons kyk nie verder nie, dan gaan ons bly waar ons is. Ek sê nie ons moet in die verlede leef nie, maar dit wat die Here vir jou daar gesê het, hou daarin vas. Bly by dit. Moenie laat gaan nie. Don't let go. Hold on to His word. The word that He gave you. Toe ek daar, jare terug, meer as 30 jaar terug, is nog langer, op hy skoolsaal, hy houtvloer gelê het, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, weet ek die Here iets kom doen. Dat ek vir daar nog sy teenwoordigheid ervaar het. Hoe hy besig was om my te verander. Op daai oomblik, maar dit was ook 'n proses wat moes plaasvind. Om 'n nuwe visie of 'n ervaring van God te ontvang, moet ons in ons innerlike wese deur God aangeraak word. Ons moet oopmaak, want baie keer bou ons mure as gevolg van wat mense gedoen het. Dit kan ouers wees, dit kan onderwysers wees, dit kan gemeenteleiers wees, dit kan vriende wees. Dan bou ons mure en ons die een leier is op die ander. Maar ons moet daai mure moet ons afbreek. Want nadat ons 'n aanraking, 'n ontmoeting met Jesus gehad het, sal ons geen ander begeerte hê om soos hy te word nie, om te leef soos wat hy vir ons roep om te leef nie. Om te doen wat hy vir ons sê om te doen nie. Want deur hierdie woord het ons geloof ontvang om sy stem te kan hoor, om gelei te word deur hom. Maar die woord alleen verander ons nie. Saulus het die woord van God baie goed geken. Hy het die woord baie goed geken. Hy het geloof in God gehad. Maar in dit het dit nie sy karakter kom verander nie. Eers toe hy 'n ontmoeting met God, met die Heilige Gees, met God se lig van openbaring gehad het, toe kom daar verandering in sy gees. To become like God, we must see Him. We must have a living knowledge of Him. A living knowledge of Him, because we become like the things we see with our eyes. We become what we see. Because we form images of the things we see, the things we want. And that becomes our goal, our desires. That's what it becomes. What was Paul's experience like when he saw the resurrected Christ? What was his experience like? Wat het hy op 'n latere stadium teenoor koning Agrippa gesê? Hoor gou hier, Handelinge 26 vers 19. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie. Baie interessant. Hy het die woord geken, hy het die woord beter as ek geken. Dit kan ek vir jou sê. Maar dit het nie hy verandering wat nodig was gebring nie. Sy eie woorde, die hemelse gesig, in Engels, I was not disobedient to the heavenly vision. Daai aanraking van God, dit het hom verander. Dit het verandering in sy gees gebring. En hier lees ons die werklikheid van sy visie. Want toe sy ervaring met Jesus. Want toe dit verby was, het hy opgestaan en hy kon niks sien nie. Hy kon niks sien nie. Paulus se gebeurtenis word die werklikheid van ons nuwe visie in Jesus. Want ons sien nie meer die mens nie, maar ons sien die mens, die seun van die mens, Jesus Christus. We see Jesus Christ, the Son of Man. That's who we see. That's who our eyes are focused on.
En wanneer ons hom sien, word ons geestelike oë geopen deur die openbaring van die lig. Dit is die Heilige Gees wat ons toelaat om in en deur ons te skyn. En hierdie ontmoeting wat Paulus gehad het hom versterk in sy geloof. Dit versterk sy geloof, dit kom en dit vestig weer eens sy doel, wat verder gegaan het as sy fisiese gemak. Want ons weet wat later ook gebeur het. En omstandighede alleen het nie die karakter en werklikheid van God aan Paulus geopenbaar nie. Omstandighede alleen het dit nie geopenbaar nie. Want hy het reeds die innerlike openbaring van die opgestane Christus ontvang. Hy innerlike wete. En dis nie beperk tot sy omstandighede of fisiese of geestelike ongemak nie. He touched me. He touched me and changed me. My hele wese. And these things have nothing to do with the reality of Christ, and Paul knew it. Because he knew and he saw Christ. That's what brought the change in him. And he's saying to us clearly, Paul is saying to us clearly that if we cannot accept correction, we do not know what true love is. If we do not accept correction, we do not know what true love is. Without that knowledge, we will not have no foundation or inheritance. True love is in Christ. True love is obeying him. Doesn't matter what he says. Dit wat hy sê, dit moet ons doen. En vir my is dit belangrik om te alle tye die Here se stem te gehoorsaam. En ons mis dit soms. Maar weet julle, die Here is so getrou, so genadig om ons te vergewe. Maar wat gebeur dan? Hy gaan ons weer toets. Hy gaan ons weer toets. And in this happening with Paul, this conversion of Paul, it was about more than belief. It was about a changed heart and how he saw others. Before his conversion, he was driven by certainty of who God accepted and rejected. After his conversion, he had a radical openness to everyone, because now he knew who Jesus was. Do you have an openness to everyone? Or is there certain people that you think, no, I don't want to open myself up for them? What happened in him was conversion of heart and mind. And that is what's needed to change completely. Om ten volle te verander. Maar in dit, so interessant, Paulus het genade van God ontvang. Hy ervaar verlossing en hy word in en deur Christus verander. Al het hy gedoen wat hy gedoen het, hy was op pad om nog te gaan doen wat hy gedoen het. En in dit kom die Here en hy raak hom aan. En ons weet, Paulus het baie persoonlike struikelblokke gehad om te oorkom. Voordat hy werklik, of terwyl hy besig was om deur die Here gebruik te word, het hy baie struikelblokke, baie moeilike Engels woord obstacles gehad om te oorkom. Maar God was in staat om hom te gebruik ten spyte van sy verlies. Ten spyte van sy verlies aan begrip, want alles verstaan ons nie. Ons verstaan nie altyd alles nie. Maar in dit, Here, U het gesê, dan doen ek. Dan doen ek. Physically, he gained his sight. He got his sight back after 3 days. Spiritually, he received a new heart
and the Holy Spirit. Saul was a changed man, and he became a new creation. Changed, new creation, and his heart of stone was transformed in Christ. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Die Here kan jou gebruik tot eer van sy naam. Ons mag dink ons is swak, ons kan nie, maar in jou swakheid, in my swakheid, is hy sterk. Jy mag dalk vanoggend in 'n situasie sit of in omstandighede sit waar dit werklik moeilik is vir jou. Waar jy nie sien hoe jy uitkoms kry nie. Daar struikelblokke wat jy nie weet hoe om te oorkom nie. Jy mag dalk vanoggend nie waardig voel nie. Here, hoe kan U my gebruik? Kyk wat het ek alles in my lewe gedoen. Hoe kan U iemand gebruik wat so baie al verkeerd gedoen het? Jy mag dalk ervaar dat jy nie die nodige vaardighede het nie. Baie keer sal mense my sê, maar ek weet nie hoe om met iemand te praat nie. Ek weet nie hoe om van die Here met iemand te begin praat nie. Begin het. Begin het. Jy's uniek. Die Here het jou uniek gemaak. En jy doen dit net soos wat jy dit doen. Jy hoef niemand na te boots nie. Maar dan gaan dit nie werk nie. Jy mag dalk hier sit en voel jy verwerping. Of jy mag vrees ervaar. Want vrees hou ons weg van dit wat die Here eintlik wil hê ons moet doen. Dalk vrees vir die onbekende. Jy weet nie wat later die jaar gaan gebeur nie. Jy weet nie wat volgende jaar gaan gebeur nie. Dalk is daar verandering in jou lewe en jy het vrees vir dit wat voor lê. Mag dalk voel dat jou omstandighede uitdagend is vanoggend. Moeilik is. Of jy's in 'n situasie en jy voel daar's geen verandering nie. Dit bly jaar na jaar na jaar dieselfde. As ek na Saulus se lewe kyk voor hy Paulus geword het, hy het jaar na jaar die verkeerde gedoen, maar iewers het God hom ontmoet en God het sy hele lewe verander. En ek weet, hier's baie van ons wat met wie dit gebeur het al. En ek sal graag vanoggend, sal ons regtig graag saam met jou wil bid. As jy die Here vertrou, as jy voel maar jy's dalk nie waardig nie. Hoe ook al. When we look at Saul's conversion to Paul, it demonstrates the transforming power of grace. It's grace and the radical nature of faith in Christ. God se genade, geloof in hom. And for me and you, it shows us God's ability to forgive us. His ability to change us completely and to use us for His glory. Let's stand. Let's stand before Him this morning. He calls us as believers to a life of radical obedience. Radical obedience. It's going to cost you. It's going to cost me. Radical obedience. Renewed vision for His purpose. Not my purpose. Not my family's purpose. Not what my family wants from me, what friends want from me. What God wants from me. His purpose in my life. And I want to invite you to come so that we can pray with you. If you are trusting God, or for whatever reason. We would love praying with you. I'm just going to pray and then we're going to end with a song. And during that song, you can come out. Father, thank you, Lord, that you meet us when we least expect it. Father, when I look at Saul's life, the way he lived, that what he did to people, even on his way,
wanting to go and persecute more people, you intervened. You came, Father, and you changed him completely, even his name, to Paul. Paul the little one. Paul the small one. And Father, this morning I pray that you will help us to walk according to how you guide us. Father, that we will let go of the soul in our lives, Lord, and that we will be a Paul, living a life of obedience, living a life in radical obedience to you, Father. En Here, ek bid dat soos U ons verander, soos U ons lei, soos U kom en genees, restoreer en in ons bou, Here, dat ons die mure wat soms so baie keer opgebou is, sal laat gaan. Dat ons dit sal laat gaan, sodat U in ons hart, in ons gees verandering kan bring. I thank you, Father, that we can look at your word and that you reveal things to us from out of your word, but Father, there's also Spirit. Thank you, Father, that we need both so that change can happen within us, so that we can be transformed into what you want us to become. And Father, I thank you for your love for us. Thank you, Lord, that you love us so much. Thank you for your grace for us this morning. And I pray this in the name of Jesus. Amen. Amen.